Goeiedag en welkom by vandag se uitgawe van TLE SA se Landbou Spore. Ons sê vir julle baie welkom. Vandag gesels ons lekker oor Valboeredag wat hierdie jaar hul 30ste bestaanjaar vier. En dit vind natuurlik plaas op 7 Julie hierdie jaar 2025 by die Valsportterrein in Mpumalanga. Die Valboeredag is een van die min volbloed landbou demonstrasies in Suid-Afrika, soos per hulle webtuiste. En julle kan dit nie misloop nie. En om 'n bietjie meer met ons te kom gesels en vir ons te vertel hieroor, praat ons vandag met Johan van Dijk. Hy is die voorsitter van die Waterval Boerevereniging en hulle reël die dag en ons sê vir jou baie welkom Johan, dankie vir jou tyd. Baie dankie Sean, is lekker om met julle te gesels, baie dankie. Dankie man, ek gaan sommer met die deur in die huis val. Sê gou vir julle is nou van jaar 3 dekades oud. Wat beteken hierdie mylpaal vir julle vir julle as organiseerders by Waterval Boerevereniging? Sean, ja, ek wil sommer net genoem daarso, die datum wat dit is die 2de Julie, die woensdag, dis altyd die eerste woensdag in Julie, dit is ons tradisie om vandag dan te hou. Maar ja, om jou vraag te antwoord, kan jy glo 30 jaar, dit is 'n dag wat in 1995 begin het, toe was ek nog 'n skoolseentjie gewees, en hier staan ons 30 jaar later, 30 jaar van volgehoue groei, vennootskappe en gemeenskapsbetrokkenheid is nie iets wat sommer net van self gebeur nie. Dis die vrug van harde werk, geloof in landbou en 'n passie vir ons mense. En hierdie is 'n mylpaal en dit beteken vir ons meer as net 'n getal. Dis 'n bewys dat boere en landbouleiers steeds waarde vind in wat ons by Valboeredag vir hulle kan aanbied. Dit gee ons ook 'n kans om terug te kyk na ons wortels, maar ook om vorentoe te kyk met visie. Ons wil dit nie net vier nie, maar ons wil ook vir die volgende 30 jaar inspireer. Fantasties, baie dankie. En sê gou vir my, wat onderskei Valboeredag nou van ander landboudae van reg oor die land? Wat maak julle uniek? Wat Valboeredag anders maak is dat dit prakties is. Dit bly die hartklop van ons dag, is ons demonstrasies. Dis nie 'n skou waar jy net pamflette kry nie, dis 'n werksdag op die land met masjiene, mense en idees wat dit in aksie stel. Ons is trots daarop om die grootste praktiese demonstrasie dag in Suid-Afrika te wees. Maar dit gaan nie net vir ons oor die grootte nie, dit gaan oor waarde. Boere sien toerusting in aksie, hulle kan vra, hulle kan self toets, praktiese oplossings beweeg en met 'n gemeenskapsgees wat alles deurtrek, voel jy regtig jy's deel van iets groters, iets wat saak maak. Ja, dit klink lekker. Is altyd lekker om te sien hoe die dinge gebeur, veral ons ouens wat in die stad bly. Ons sien nou nie elke dag dit nie. En dit is lekker om te sien hoe julle dit prakties doen. So ja, en sê gou vir my, die besoekers vir hierdie jaar, wat kan hulle verwag wat nou dalk ietsie niets is, iets anders as in die verlede? Waarna kan hulle uitsien? Iets wat 'n besoeker na kan uitsien is, ek sal dit noem dat dit die jaar van die reuse gaan wees. Ons het op Nampo, as jy daar was, het ons 'n paar nuwe groot masjiene gesien, maar vanjaar gaan ons daai reuse hê en niemand gaan teleurgesteld wees nie. Ons bring vir jou die grootste trekkers in die wêreld om hierso in aksie te wees. Werklike swaar gewigte, en jy gaan hulle sien hier op die demonstrasieland. Ek dink nie die gemiddelde besoeker het al ooit soveel perdekrag in een land in aksie gesien nie. Dis iets wat jy nie kan beskryf nie, jy moet dit kom beleef. Maar ons kyk ook terug, ons bring weer soos verlede jaar die veterane trekkers vir 'n bietjie nostalgie en perspektief terug. Hulle gaan demonstreer.
Ons gaan bietjie kan sien dit gaan jou net 'n idee gee hoe ver het ons al in landbou gevorder. Maar ja, hulle kom fisies weer vir ons 'n ploegdemonstrasie hou daar in die land. Dan het ons ook later die dag vermaak, Robbie Wessels en Rikus Nel gaan sorg, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, vir goeie vibes. En dan gaan ons die dag ook begin 9 uur in die Afgri hooftent met die opening. En daar gaan 'n paar verrassings ook wees. Ons gaan 'n klompie wedstrydkaartjies vir die Springbokke teen Australië weggee om bietjie die mense aan te moedig om lekker vroeg daar te wees, want ja, dit is 'n dag wat jy nie wil misloop nie. Sjoe, dit klink na pret, ja, en jy praat dis die dag van reëse, jy het sommer reëse kunstenaars ook daar wat kom optree. So dit klink of dit 'n lekker tyd gaan wees. En ek sien ook julle spog met 'n lekker sterk damesprogram. Vertel ons 'n bietjie meer daaroor. Waar gaan dit hierdie jaar? Ja, Sean, ons glo vas dat landbou nie net oor masjiene gaan nie, dit gaan oor mense ook. En veral oor die vroue wat 'n onmisbare rol in ons plattelandse gemeenskappe en gesinsboerderye speel. Vanjaar se damesprogram is 'n ware bederf. Dit gaan stylvol en inspirerend wees en vol energie. Fransja Boys, wat bekend is vir sy boeretrots en diep insigte, gaan optree. En dan gaan Willem Botha ook hier wees om die dames bietjie te bederf. So is 'n geleentheid vir ons boerevroue ook om te ontspan, te netwerk en weer geïnspireer te word. Ja, dit gaan 'n lekker warm atmosfeer wees en die inhoud gaan relevant wees en die ervaring gaan verseker iets besonders wees. Nee, fantasties. En dit vind natuurlik nou in die skoolvakansie plaas. So wat het julle vir die jongs, waarna kan hulle uitsien? Die kinders wat nou nie by die skool hoef te wees die dag nie. Ja, verseker. Ons het so 'n paar jaar terug ons plaas op die pretpark begin hierso. Kinders is vir ons belangrik. Dit is ons toekoms van die landbou. Die plaas op die pretpark is terug en vanjaar is dit ook groter en lekkerder as ooit tevore. En vir die ouers ook. Dis 'n veilige omgewing waar jou kind bietjie kan los om te speel, leer en betrokke te wees by plaasaktiwiteite. Ja, springkastele, leerstasies, speletjies. Ouers kan gerus wees dat hulle kinders vermaak word en terwyl hulle self die dag geniet. Ons glo aan 'n gesinsvriendelike landbou en dis presies wat Valboere. Nee, baie dankie. Ek sien ons breek so 'n bietjie op daar, maar ons kon darm hoor wat jy gesê het. So dankie daarvoor. Sê gou vir my, is daar stalletjies, is daar nog ander dinge? Ek neem aan daar gaan lekker kos ook te koop wees. Hoe lyk daai dinge vir die dag? Ja, verseker, ons het altyd interessante kosstalletjies en die uitdaging is altyd om sodat hulle die mense kan bedien. Die hoeveelheid mense in getalle al oor die afgelope paar jaar gegroei het. Maar ons keer ook ons stalletjies lekker weet om te weet dat die mense wat hiernatoe kom kry iets spesifiek. So ons hou dit interessant. Maar ja, hierso is definitief iets vir elke smaak hierso. Dit gaan lekker wees en ons ondersteun graag die stalletjies. Nee, dit klink baie lekker. Sê vir my, hoe koop ons kaartjies? Waar kry ek dit? Wat beveel jy aan? Hoe is daar by die deure te koop? Moet ons aanlyn koop? Hoe werk dit? Ja, kaartjies is beskikbaar by die hekke soos in die verlede, maar ons moedig mense sterk aan om hierdie jaar aanlyn kaartjies deur iTickets te koop. So ons die eerste jaar wat ons aanlyn kaartjies voor die tyd beskikbaar het. Dit is vinniger. Ons aanlyn kaartjies is bietjie goedkoper as by die hekke. Hy is om die mense bietjie aan te moedig. Dit spaar jou tyd en geld, spaar jou tyd op die dag. Dit maak dat jy bietjie vinniger deur die hek kom die oggend. Ons wil dit graag bietjie meer vaartbelyn maak. So mense kan op ons Facebookblad gaan kyk, Valboeredag. Daar's 'n skakel direk na die kaartjie verkope. As ook ons webbladsy is www.valboeredag.co.za. Daar's ook 'n skakel na dit. Hulle kan die advertensies dop.
Maar ja, as jy nie aanlyn gaan koop nie, dis nie vir jou nie. Daar is definitief by die hekke ook beskikbaar. Ja, en ek sien dit is 'n lekker billike bedrag. So kom Ja, daar kom bring die ons kinders. kaartjies, ek kan dit noem, ons kaartjiepryse by die hekke is R130 vir volwassenes en R60 vir kinders. Op Ja. iTickets gaan R120 en R50 betaal vir kinders tussen 3 en 12. En daai sluit die kinders se plaas Japie pretpark toegang in. Daar's nie toegang vir dit nie. Sjoe, dit klink lekker. So jy kan die kinders daar los. Ek neem aan daar's lekker toesig by Plaas Japie Pretpark. So pa en maak hom met geruste hart daar los en hulle kan lekker hulle self geniet en dan kan die ouers ook mooi gaan deur alle die stalletjies gaan soos hulle dit wil sien. Dis reg, ja, nee, daar's soos oppassers daarso, daar's toegangbeheer na die Plaas Japie pretpark. So kinders gaan nie net uit daar as hulle wil nie, hulle word ingeteken en uitgeteken. En ja, dit maak dat ouers net rustiger hulle dag kan geniet. As jy na ons Facebookblad toe gaan of na ons webbladsy, dan gaan kyk jy, daar's 'n skakel na iTickets toe. Dis 'n maklike en eenvoudige proses en gaan koop jou kaartjie dan weet jy sommer vinnig binne in die terrein die oggend. Dis goeie nuus. Ja, dit maak dit baie vinniger en eenvoudiger, né? En dan sê vir my die kinders by die pretpark, daar's lekker toesig vir hulle. Neem ek aan dat hulle veilig is en pa en maak hom met 'n geruste hart deur die stalletjie stap en al die bedrywighede gaan besigtig. Dis reg, ja, ons het oppassers wat kyk dat kinders nie seer kry daar nie. En ons het toegangsbeheer by die hek, so die kinders word ingeteken en uitgeteken. Hy het 'n bandjie om sy arm met sy ouers se telefoonnommer op. So ons maak dit baie veilig en weet ouers, hulle kan hulle kinders aflaai daar, hulle kan speel en dan kan die ouers ook rustig die dag geniet en deur die stalletjie stap of die demonstrasies. Ag, en ons weet ook sommer dat daar waar die groot eisters werk, dat ons nie kinders het wat per ongeluk in die pad kom daar nie, hulle is eerder in die pretpark. Maar hulle is ook natuurlik welkom die Plaas Japies om die groot masjiene te gaan kyk. Ja, ek seker met daai groot reëse wat julle het hierdie jaar, gaan een of twee van hulle dit wil gaan besigtig, want dis nogal iets om te aanskou, daai groot masjiene. Sê gou my wat jou persoonlike hoop vir hierdie Valboeredag se toekoms. Waarheen mik jy? Wat is jou droom? Ja, my persoonlike hoop vir Valboeredag is dat Valboeredag altyd sal bly groei. Nie noodwendig in getalle nie, want ons is geseënd met baie getalle wat dit kom besoek, maar met impak. Ja. Ek hoop dat dit elke jaar 'n boer wat dit besoek bereik en dat hulle sal wegstap met nuwe idees, nuwe vriende wat hy dalk daar gemaak het. Ek wil hê Valboeredag moet 'n baken van hoop bly, van samewerking en vooruitgang. En ongeag hoe tegnologies of kompleks die wêreld raak, wil ek hê Valboeredag moet altyd eg bly